Die evangelie volgens Johannes. In die eerste video het ons gesien dat Johannes hierdie boek geskryf het om te verklaar dat Jesus die Messias is, die Seun van God, die menslike beliggaaming van God se woord en glorieryke teenwoordigheid wat gekom het om te openbaar wie God werklik is. Toe het ons verken hoe Johannes die eerste helfte van die boek ontwerp het om hierdie aanspraak te demonstreer. Jesus het wondertekens gedoen en het reuse aansprake oor homself gemaak, dat hy die realiteit is waarna die hele geskiedenis van Israel heen wys. En dit alles skep groot omstredenheid, en die Joodse leiers konfronteer Jesus oor al hierdie aansprake. En dit bou op na Jesus wat sy lewe aflê vir sy vriend Lazarus. Deur naby Jerusalem te gaan om hom uit die dood te laat opstaan, het Jesus sy eie lot beseël. En so, wanneer die plan om Jesus te vermoor eers in werking begin tree, kom ons by die tweede helfte van die boek. Die eerste gedeelte fokus in geheel op Jesus se laaste nag en laaste woorde aan sy disippels, terwyl hy hulle probeer voorberei op sy naderende dood. Jesus doen hierdie skokkende ding gedurende aandete. Hy neem die rol van 'n gewone diensknegt aan, deur te kniel en hulle vuil voete te was. Iets wat 'n vername rabbi in hulle kultuur nooit vir sy disippels sou doen nie. En Jesus sê, dis 'n simbool van sy hele lewensdoel, om die ware aard van God as 'n wese wat selfopofferende liefde gee, te openbaar. En dis ook 'n simbool van wat Jesus op die punt staan om te doen, deur 'n diensknegt te word en sy lewe op te gee om vir die sondes van die wêreld te sterf. En so lei hierdie daad tot sy groot bevel aan sy disippels, dat hulle mekaar moet lief hê soos wat hy hulle lief gehad het. Dade van liefdevolle vrygewigheid sou die kenmerk van Jesus se volgelinge word. Dit is wat vir die wêreld sal wys wie Jesus is, en dis wie God is. Nou, van hier af gaan Jesus oor in 'n lang vloeiende toespraak, wat afgesluit word met 'n gebed. En jy sal agterkom, die hele ding word verenig deur 'n paar herhalende temas. Jesus sou aansê dat hy weggaan, wat die disippels hartseer maak. Maar Jesus sê dit is beter so, want dit beteken hy sal sy gees stuur, ook bekend as die voorspraak. As mens kan Jesus slegs op een plek op 'n slag wees, maar die gees kan Jesus sy eie goddelike persoonlike teenwoordigheid op enige plek wees, enige tyd. En die gees sal 'n aantal dinge doen, sê Jesus. So onthou, vir Johannes bestaan die unieke goddelikheid van die een God uit 'n liefdevolle, verenigde verhouding tussen die Vader en die Seun. Jesus sê die Gees is daardie liefdevolle persoonlike teenwoordigheid wat in sy mense sal kom leef en hulle intrek in die liefde tussen die Vader en die Seun. En so sê Jesus, is sy disippels diegene wat woon in daardie goddelike liefde wat net soos lote aan die wingerdstok verbind is. Hy beskryf hoe die persoonlike liefde van God 'n persoon se lewe kan deurweek, dat dit hulle gesond maak, transformeer en hulle nuut maak. En daar is meer. Die Gees sal ook Jesus se volgelinge bemagtig om sy missie in die wêreld voort te sit, om eerstens die groot gebod te vervul, om ander lief te hê deur hulle radikale dade van diens. Maar Jesus sê ook, die missie is om getuies vir die waarheid te wees, om die selfsugtige sondige manier waarop ons as mens mekaar behandel oop te vlek en te verklaar dat in Jesus God die wêreld gered het deur hom, omdat hy dit liefhet. Hy het 'n nuwe weg oopgemaak om weer mens te word. En ten slotte voorspel Jesus dat daar teenkanting sal wees. Net soos die Joodse leiers hom verwerp het, so sal sy volgelinge vervolg word. Maar hy sê dat hulle nie bang hoef te wees nie, want hy het reeds die wêreld oorwin. Nou wat bedoel Jesus hier met oorwinning? Hy sê nie, maar dit lei ons na die laaste afdeling van die boek, waar Johannes vir ons wys hoe oorwinning op Jesus se manier lyk. Die Joodse leiers stuur soldate na Jesus en sy disippels om hom te arresteer. En as die soldate vra watter een Jesus is, verklaar hy, ek is. En hulle val agteroor. Nou, hierdie is briljant van Johannes. Hierdie woorde is die hoogtepunt van 2 stelle van 7 gevalle waar Jesus daardie selfde frase gebruik het. En dit alles beklemtoon een van Johannes se kernaansprake oor Jesus. Die woorde ek is, of in Grieks, ego eimi, is die Griekse vertaling van die persoonlike verbondsnaam van God, wat reeds in Eksodus hoofstuk 3 aan Moses bekend gemaak is.
Dit is ook baie keer in Jesaja herhaal. En Johannes het 7 oomblikke in sy verhaal strategies geplaas waar Jesus sê, ek is, gevolg deur een of ander verstommende aanspraak. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Die ingang vir die skape, die goeie herder, die opstanding, die weg, die waarheid en die lewe, die ware wingerdstok. En Johannes het ook 7 ander verhale ontwerp wat sleuteloomblikke het waar Jesus eenvoudig sê, ek is, wat hierdie goddelike naam ego. En dis is hierdie gebeurtenis waar Jesus gearresteer word, die ironiese hoogtepunt van almal. Want Jesus maak sy goddelike naam en krag en oorwinning bekend presies op die oomblik toe hy sy lewe aflê. Hierna word Jesus aangekla vir sy verhewe aansprake dat hy die seun van God en die koning van Israel is. Eers voor die hoëpriester en dan voor die Romeinse goewerneur Pilatus, wat enige aanklag dat iemand beweer hy is die koning van Israel baie ernstig moet opneem. En Jesus vertel Pilatus dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Dit beteken, hy is 'n koning en sy koninkryk is bedoel tot voordeel van hierdie wêreld. Maar die radikale anderste waardestelsel, die herdefinisie van mag en grootheid, niks hiervan kom van hierdie wêreld af nie. Dit word eerder gedefinieer deur God se karakter, wat Jesus openbaar het deur sy onderste bo koninkryk, wat jy die heel duidelikste in die kruis sien. Dis die plek waar die wêreld se ware koning sonde en boosheid oorwin, deur toe te laat dat dit hom oorwin. En Jesus verkry oorwinning oor die wêreld deur 'n daad van selfopofferende liefde. Hierna word Jesus se liggaam in 'n grafkelder geplaas wat dan verseël word. En op die eerste dag van die week ontdek Maria en dan later die ander disippels dat die grafkelder vreemd genoeg oop is en dan dat dit leeg is. En dan skielik ontmoet Maria vir Jesus. Hy is lewend uit die dood. Nou die opstanding van Jesus is aan 'n ander patroon van sewes in die evangelie van Johannes verbind. So Johannes het ons destyds by 'n huweliksfees in Kana, toe Jesus water in wyn verander het, vertel dat dit Jesus se eerste teken was. En hy het ook die tweede teken geïdentifiseer, die genesing van die siek seun in hoofstuk 4. Maar hierna laat Johannes onstelling hou. En as jy het, sou jy opgemerk het dat die 6de teken die opwekking van Lazarus uit die graf was, wat Jesus ten koste van sy eie lewe gedoen het. En so wys dit, en al die ander tekens heen, na die 7de en grootste teken, die hoogtepunt van die verhaal, Jesus se eie opstanding uit die dood. Dit bekragtig Jesus se aanspraak dat hy die seun van God is, die outeur van alle lewe, wie se liefde die dood self oorwin het. Na die leë graf ontmoet Jesus al die disippels en gee hulle opdrag deur die stuur van die Heilige Gees, soos hy beloof het, sodat die sending van die Vader nou deur hulle voortgesit kan word. Hierna eindig die boek met 'n slotrede wat die voortgesette sending van Jesus se disippels in die wêreld verken. 'n Paar van hulle vang vis en hulle vang niks nie. En so verskyn Jesus aan hulle op die wal. Hulle erken hom egter nie. En hy sê, hulle moet die net aan die ander kant van die boot uitgooi. En toe hulle hom gehoorsaam, vang hulle 'n massiewe aantal visse, en dan eers herken hulle hom as Jesus. Hier gee Johannes ons 'n beeld van disippelskap aan Jesus. So sy volgelinge sal die effektiefste in die wêreld wees, as hulle fokus nie so seer op hulle werk self is nie, maar eenvoudig deur na Jesus se stem te luister en hom te gehoorsaam wanneer hy praat. Dan sal hulle hom regtig aan die werk sien in hulle lewens. Hierna praat Jesus met Petrus en roep hom dan as 'n unieke leier in die Jesusbeweging. En hy dui daarop dat Petrus ook eendag sy lewe sal aflê. Maar in teenstelling met Petrus fokus die laaste oomblik van die verhaal op die skrywer van die evangelie, die disipel vir wie Jesus lief was. En anders as Petrus was sy werk nie om die Jesusbeweging te lei nie, maar eerder om sy lang lewe te spandeer, om getuie vir Jesus te wees, sodat ander in hom kan glo. En dis eintlik wat hy nou hier gedoen het, deur hierdie wonderlike verhaal te skryf oor Jesus, die Messias, die seun van God. En dis waaroor die evangelie van Johannes gaan.